Goeiemôre. Baie welkom aan almal vir u vanoggend hier. Mag dit 'n wonderlike ontmoeting met die Here wees, ook in jou eie lewe. En indien jy nie hier is of 'n besoeker is in ons gemeente, is jy welkom om na die diens hier voor die kerkgebou is daar 'n boom en daar's 'n bordjie op welkom boom. Gaan soontoe, daar sal ouderlinge wees wat jou daar ontmoet en wat jou kan help met enige iets wat jy graag wil hoor. Ons wil graag vanoggend, terwyl ons mekaar welkom sê, nuwe lidmate verwelkom. In eerste plek Ruben Steyn en Alicia, en ek hoop ek spreek dit reg uit, Masood. Waar is julle? Ek het julle nog nie gesien nie. Jy moet nou net omdraai moet kyk. Ons het ongelukkig nie foto's vanoggend nie. Ons wil vir hulle sê baie welkom hier in ons gemeente. Groot vooruitsig om in Desember te trou. Dis om die draai. Ons is opgewonde saam met julle en baie welkom ook vir julle hier by ons. En dan wil ons verwelkom 'n gesinnetjie by ons. Nikkie Myntjies en haar kinders Brian en Nika. Daar sit hulle. Wil julle nie net 'n oombliekie opstaan nie asseblief? Daar's Nikkie saam met Brian en Nika. Nou, Nikkie se man Sean is in Augustus maand oorlede, skielik. Jy kan verstaan watter groot verantwoordelikheid ook op haar rus, saam met haar kinders. En ons is so dankbaar dat hulle hier by ons 'n geestelike tuiste vind. Nikkie is 'n kind van ons gemeente vroeër jare. Ons ken haar baie goed en ons wil vir hulle sê baie welkom hier in ons gemeente. En mag julle hier ook 'n geestelike tuiste vind. Dan wat die kollektes betref, vandag is vir die instandhouding van die erediens en dan vir die kerk kinderhuise in ons kerkverband. Wat ons meelewing betref, broeders en susters, kyk gerus na die boodskapper. U sal sien dat daar 'n paar lidmate van ons is wat deur diep waters gaan wat hulle gesondheid betref. Ons vra u voorbidding vir hulle. Ons gee vanoggend die blomme hier voor in die kerk. Gee ons vir Gerda Wierenga. Nou Willem, haar man, is donderdagmiddag is hy oorlede na 'n baie moedige stryd teen kanker. Ons is dankbaar dat hy in die geloof vertrek het. Nou Willem se troostdiens is eerskomende Woensdagoggend om 11:00 hier in ons kerkgebou. Ons sal dit ook nog verder deurgee, eerskomende Woensdagoggend om 11:00 hier in ons kerkgebou. En dan is Evert Veenstra weer in Durban Wil Hospitaal opgeneem. Hy het borspyne ontwikkel, hospitaal toe, onmiddellik het hulle stents in are gesit om hom te kan help en ons is dankbaar dat daai operasie onmiddellik vir hom ook verligting gegee het. Kom ons dink ook aan hom. En dan bevestig ons vanoggend ouderlinge in hulle dienswerke. Ons verklaar nou dat ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons lofsang is lied 169. Ons sing daarvan vers 1, 2 en 3 en daarna kan u bly staan vir ons geloofsbelijdenis.
Ons gaan nou saam belydenis doen, broeders en susters, van ons ongetwyfelde Christelike geloof. En direk daarna, sonder dat ek dit weer aankondig, sing ons skrifverwysing 12:3, die 3de vers. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, het die lyding van die hel ondergaan. Op die 3de dag het hy opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons gaan nou luister na die wil van die Here vir ons lewe, wat hy vir ons sê, hoe lyk 'n ware dankbaarheidslewe voor hom? Maar kom ons stel ons nou eers voor die Here self, voor sy aangesig, met die sing van skrifverwysing 9:1, daarvan die eerste vers, daarna luister ons na die wet van die Here, en direk daarna antwoord ons daarop uit skrifverwysing 9:1 vers 11. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. So stel God hom bekend, as hy sy wet gee, as die God van ons verlossing. En hoe lyk dankbaarheid daarvoor teenoor die Here? Die res van die wet sê vir ons, jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo,
of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons bid nou saam. Ons hemelse Vader, U skenk vir ons elkeen 'n splinter nuwe dag. Die son skyn pragtig daar buite. Deur die nag en baie sagte reën het die grond weer nat gemaak. Hierdie dag is stralend, so mooi. En diep in ons harte weet ons, hierdie dag is die dag van die Here. Dit is opstandingsdag, die herdenking van ons Here Jesus Christus, 'n geweldige oorwinning oor die magte van sonde, die dood en die hel. En daarom, Here, is ons hier by mekaar as U kinders met soveel vreugde in ons harte. Met soveel dankbaarheid vir die lewe wat ons in Christus het. Ons is dankbaar om ook saam met mekaar by mekaar te kan kom, te kan sing, te kan bid, te kan luister, te kan praat. Want ons beleef dat U tussen ons gelê het bande wat baie diep is. Bande van geloof, bande van hoop, bande van liefde. En ons wil vra, Here, dat alles wat ons vandag doen, dat dit mag wees tot U eer. En dat ons elkeen opnuut weer ons lewe, ons vrede, ons rus in U sal vind. Ons bid, Here, ook vir ons gemeente wat besig is met baie dinge.
Ons kon 'n predikant beroep verlede Sondag. En ons bid Here dat U ook deur U Gees hom sal lei ook. Waar hy fyn na U roepstem moet luister. Besluite moet neem, gee vir hom U lig, gee vir hom U leiding. Mag ons hom steeds dra in ons gebede. Komende Saterdag gaan ons as gemeente saam Kermis hou. Ons wil bid Here, gee dat ons elkeen kyk waar ons kan meewerk, waar ons kan help, waar ons kan bystaan. Mag dit 'n naweek wees, 'n week ook van heerlike saam wees, maar ook tyd wat ons saam met mekaar kan deurbring. Om die kosbare bande wat U tussen ons gelê het, te bou, te verdiep. Als verskillende projekte Here in ons gemeente waarmee diensgroepe, maar ook geloofsfamilies mee besig is. Ons dankie vir hulle diensbaarheid. En ons bid, gee dat ons elkeen sal help waar ons kan. Dat ons saam sal bid, saam sal ondersteun. Daar is soveel projekte van verskillende aard. Maar ons gebed is Here, dat waar ons hierdie projekte aanpak in belang ook van ander mense. Hulle dit wat ons doen sal beleef as U liefde wat na hulle toe kom. U onvoorwaardelike liefde vir mense wat swaar kry. Vir mense wat ander nodig het in hierdie lewe. In ons gemeente, Here, is daar op hierdie oomblik ook heel wat lidmate wat baie ernstig siek is. Lidmate wat intense behandeling mee besig is, ander wat dit binnekort moet deurmaak, tegemoet moet gaan. Hoor ons Here as ons vra, Here, dra tog vir hulle. Mag elkeen van hulle vrede in U vind, kalmte, rustigheid. Geef vir hulle die wonderlike sekerheid dat U met hulle saamgaan. Hospitale toe, behandelingskamers, huise toe, hospitaal, waar ook al. Geef hulle die sekerheid dat U hulle nie sal loslaat nie. Dat U by hulle is. En so wil ons graag vanoggend ook bid vir Gerda en haar kinders, daar waar U vir Willem hierdie week huis toe geneem het. Dankie Here, dat hy in die geloof kon vertrek. Dat hy hom in die geloof bewaar het, te midde van groot liggaamlike swakheid. Wil jy hulle as familie vertroos, versterk, en mag ons hulle ook omvou met ons liefde en ons sorg. Ons vra opreg Here dat U ons al ons sondes sal vergewe. Here, ons maak U en ons maak mekaar baie hartseer met ons sondes. Weet ons, dit bely ons voor U en ons vra vergifnis.
Ons vra dat U Gees nooit van ons sal wegneem, maar dat hy ons altyd sal lei, ons denke sal rig, ons woorde sal stuur, ons optrede sal bepaal, om U te eer en U te verheerlik. Hoor ons, as ons hierdie dinge van U vra, om Christus ontwil. Amen. Kom ons lees saam vanoggend, broeders en susters, Galasiërs hoofstuk 1. Galasiërs 1 vanaf vers 1 tot 10. En ek wil graag in die prediking hierby aansluit. Dis vandag die herdenking van ons kerkhervorming. Doen dit vanoggend, ons gaan dit grootliks doen vanaand. Kom ons lees dan Galasiërs 1 vanaf vers 1 tot 10. Van Paulus, 'n apostel, en van al die broers wat by my is. Dat ek 'n apostel is, dank ek nie aan mense nie. Ek is ook nie deur 'n mens aangestel nie, maar deur Jesus Christus en deur God die Vader, wat hom uit die dood opgewek het. Aan die gemeentes in Galasië. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, wat homself vir ons sondes gegee het om ons te verlos uit hierdie goddelose wêreld, en so die wil van God ons Vader te volbring. Aan God kom die heerlikheid toe tot in alle ewigheid. Amen. Dit verbaas my dat julle so gou van God wat julle deur die genade van Jesus Christus geroep het, afvallig word en 'n ander evangelie aanneem. Daar is geen ander evangelie nie. Tog is daar mense wat die evangelie van Christus probeer verdraai. En dit is hulle wat vir julle in verwarring bring. Maar al sou een van ons of selfs 'n engel uit die hemel aan julle 'n evangelie verkondig wat in stryd is met die evangelie wat ons aan julle verkondig het, die vloek van God sal hom tref. Ons het dit voorheen al gesê en ons sê dit nou weer. As iemand aan julle 'n evangelie verkondig wat in stryd is met die evangelie wat julle ontvang het, die vloek van God sal hom tref. Klink dit nou asof ek die guns van mense soek? Of soek ek die guns van God? Probeer ek by mense in die guns kom? As ek nog steeds die guns van mense soek, sou ek geen dienaar van Christus wees nie. Ons lees tot sover. Ek wil graag net vers 6 en die begin van vers 7 weer vir ons lees. Maar Paulus skryf, dit verbaas my dat julle so gou van God wat julle deur die genade van Christus geroep het, afvallig word en 'n ander evangelie aanneem. Daar is geen ander evangelie nie. Nou my liewe broeders en susters en kinders, weet jy, in een van die baie bekende evangelisasie metodes, dit staan bekend as die EE3 evangelisasie kursus, is een van die eerste vrae, diagnostiese vrae, wat 'n mens aan iemand vra wanneer jy besig is met evangelisasie. Die volgende vraag, een van die eerstes. Die vraag is, indien jy vannag sou sterf, en God vra vir jou, Reiner, sê vir my, hoekom moet ek jou in die hemel toelaat?
Wat sal ons hom antwoord? Wat sal my antwoord wees? Dink vir 'n oomblik net, hoe gaan jy daai vraag beantwoord? Weet jy, baie mense sal antwoord, en hulle sal sê, ja, Here, ek het daarom regtig die armes probeer help. Here, ek het daarom regtig probeer om 'n goeie lewe te lei. Ek onthou daar was vriende van my ouers. En die vrou het gesê, sy hoop regtig dat die Here eendag hierdie dingetjies wat sy gedoen het, tog sal onthou. Waarmee sy gesê het, so sal die hemel vir my oopgaan. Ander mense, as hulle moet antwoord op hierdie vraag, en sal weer sê, en ek dink baie getroue kerklidmate sal dit ook sê. Hulle sal sê, as hulle hierdie vraag van die Here moet antwoord, Here, ek het baie jare se dienswerk in die kerk gedoen. Ek het my kerklike bydrae gegee, nog baie meer as dit. Ek het ruim bygedra tot die diakonie. Ek het siekes besoek, ensovoorts. Sê, dis antwoorde wat jy mag kry. En wat 'n mens inderdaad kry, as jy met hierdie evangelisasie metodes by gelowiges en ongelowiges uitkom. Maar wat kom jy agter uit hierdie antwoorde? En party mense dink dat hulle goeie dade vir hulle die poorte van die hemel sal oopmaak. Hulle wil daai geweldige diep afgrond tussen God en hulle, dit wil hulle oorbrug deur die opstapeling van 'n klomp goeie werke. So hoop hulle om daai diep kloof te kan oorbrug. By ander hoor jy iets van 'n Christus plus my goeie werke. Dit sal vir my die hemel oopmaak. Christus doen 50% of 80% van my verlossing. En ek die oorige, of dit nou 50 of 20% is, wat die geval ook al mag wees. Dit is wat my boeke voor God sal laat klop. Dit is wat vir my die hemel sal oopmaak. Christus plus my goeie werke. Nou, my liewe broeder en suster, Galasiërs 1 sê baie hard en sê baie duidelik hierop, nee. Galasiërs 1, en letterlik eintlik die hele boek, roep hard en duidelik uit, Christus alleen. En dit was ook een van die groot slagspreuke van ons kerkhervorming. Christus alleen. Nou ek sê vanoggend dat Galasiërs 1 dit hard en duidelik vir ons sê, want weet jy broeders en susters, Paulus, as hy besig is om hierdie brief te skryf, kan 'n mens sê, kook dit binne in hom.
Gedryf deur die Heilige Gees is Paulus, as hy hierdie brief begin skryf, rasend, letterlik rasend van bekommernis oor die gemeentes. Hoekom sê ek dit? Gaan kyk 'n bietjie hoe begin hy hierdie brief. Totaal anderster as al die ander briewe wat hy skryf. In die ander briewe begin hy met 'n mooi groet en dan dank hy God oor vir die gemeentes en hoe hulle in geloof leef ensovoorts. Maar dit gebeur nie in die Galasiërsbrief nie. Paulus val met die deur in die huis. Hy het ernstige sake om met hulle te hanteer. So kom ons sê, Paulus is baie ernstig as hy hierdie brief aan die gemeentes skryf. Weet jy, daar is, kan ons sê, twee groot probleme in hierdie gemeentes wat Paulus nou aanspreek, maar twee probleme wat ook met mekaar verband hou. Nou die heel eerste een was, nadat Paulus by hierdie gemeentes was en onder hulle gewerk het, nadat hy die evangelie van verlossing in Jesus Christus aan hulle verkondig het, het daar dwaalleraars gekom en hierdie gemeentes begin binnendring. En wat het hulle gedoen? Hulle het Paulus se gesag as apostel eerstens bevraagteken. Groot vraagteken oor sy gesag as apostel gestel. En daarmee saam het hulle ook begin torring aan die boodskap, die evangelie wat Paulus aan hulle verkondig het. Hierdie dwaalleraars het vir daai gelowiges gesê, weet julle, is nie eintlik nodig dat julle na Paulus luister nie. Hy is sommer maar 'n self aangestelde apostel. Moeite werd om na hom te luister nie. En daarom begin Paulus sommer reg aan die begin van sy brief aan die gemeentes in Galasië om sy apostelskap, maar om ook die evangelie wat hy verkondig het, te verdedig. En dan is Paulus baie reguit, baie skerp. Hy sê hier in hierdie brief, ek is nie as apostel aangestel deur myself nie. Ek is nie deur mense aangestel nie. Hy sê ek is aangestel deur Jesus Christus en deur God die Vader wat hom uit die dood opgewek het. Hy sê die boodskap wat ek aan julle verkondig het, die evangelie wat ek aan julle verkondig het, is ook nie deur 'n mens uitgedink nie. Glad nie. Paulus sê die opgestane Here Jesus Christus het dit in 'n openbaring aan hom gegee. Dis aan hom gegee. En Paulus is so ernstig dat hy God as getuie roep, dat hy die waarheid praat. Hy sê selfs, as iemand na hulle toe kom, of as dit selfs 'n engel uit die hemel is, wat na hulle toe kom en aan hulle 'n ander evangelie verkondig as wat Paulus aan hulle verkondig het. Hy sê op so iemand sal die vloek van die Here rus. Dink ek kom agter Paulus is baie ernstig. Hy's verskriklik skerp in hierdie brief. En is 'n groot kanker wat in hierdie gemeentes ingesluip het. Dit was die eerste een. Nou kom ons by die tweede probleem.
Daardie dwaalleraars wat die gemeentes binne gedring het, waar Paulus sy bedieningswerk gedoen het. En wat Paulus self verskriklik verdag gemaak het by daardie gelowiges. Hulle het nie openlik gekom en gesê, hoor hierso, ons verwerp Jesus Christus as verlosser nie. Hulle het gesê, ja, geloof in Jesus Christus is nodig, maar daar moet nog iets bykom. Die wet moet ook onderhou word. Christus plus. Dis wat hulle verkondig het. Christus, ja, plus wetsonderhouding gee die ewige lewe. En dit was hulle boodskap aan daardie gelowiges. Christus plus. Kom ek vat 'n praktiese voorbeeld uit daai tyd. Hulle het gesê voordat Christene wat uit die heidendom gekom het, voordat hulle waarlik gered kan word, moes hulle ook eers deur die besnydenis ingelei word by die Joodse volk. Hulle het daarop aangedring. Christus plus. Christus plus, kan ons sê, was die kanker wat gedreig het om daardie gemeentes in Galasië van Christus af weg te trek, wat gedreig het om hulle geestelik dood te maak. En Paulus verwerp dit met al sy mag. Wie dit verkondig, sê hy, die vloek van God sal op hom rus. Nou is die vraag, broeders en susters, hoekom is Paulus so vlijmskerp? Omdat dit hierin vir hom gaan om die eer van die Here. God het besluit, en jy kan gerus gaan kyk weer vers 3 en 4, verwoord dit op 'n baie mooi manier. God het besluit, ek het die wêreld so lief, ek gee vir die wêreld so om, dat ek my seun gegee het om vir mense se sondes ten volle te betaal. En wie aan hom glo, sal nie verlore gaan nie. Jesus Christus is God se volmaakte geskenk aan ons. In die oomblik as ons sê, ja, dankie vir Christus, maar ek moet nog dit doen, is God se geskenk onvoldoende. Nie genoeg om ons uit ons diepe verlorenheid te verlos nie. Dan moet God as ware gehelp word om ons te verlos. Dan trek ons 'n streep deur Christus se absolute, volmaakte, voldoende offer vir ons sondes. Christus alleen. Dit is die ware evangelie. Nie Christus plus nie, Christus alleen. En nou, broeders en susters, moet ons sê dat hierdie Christus plus eintlik vandag nog baie lewendig is. Dink maar aan mense wat leer Christus plus die groot doop gee vir jou verlossing. Christus plus die spreek in tale. Christus
plus die voorvadergeeste. Luister maar mooi na die huishulpe, hoe hulle praat. Christus plus voorvadergeeste. Of wat 'n mens baie hoor ook vandag is Christus plus allerlei vlakke van heiligheid of geestelikheid. Nader aan die huis Christus plus my goeie werke. Moenie vanoggend, my liewe broeders en susters, te vinnig sê, ek sê nie Christus plus nie. Hierdie preek is nie vir my bedoel nie. Weet jy, die duiwel is met ons tydsgees besig om ons al meer en meer van Jesus Christus af weg te rokkel. Nog nooit in die geskiedenis was die mens se eie waarde so hoog geskat soos hierdie tyd waarin ons leef nie. Mens hoor al hoe meer stemme wat sê die mens is mondig. Hy's mondig en hy het nie Christus se verlossing nodig nie. Ja, sê hulle, hy het Christus 'n voorbeeld nodig om van hom 'n beter mens te maak. Hy het nie Christus as verlosser nodig nie. Die oorskatting van onsself bedreig ons belydenis van Christus alleen. Is ons flou sonde besef, ons gebrek aan ware berou voor die Here, oor dit waarmee ek hom hartseer maak, ander hartseer maak. Nie 'n bewys dat ons onsself oorskat nie. Omdat ons onsself oorskat, kan ons in ons siening van ons verlossing onsself nie totaal en al prys gee. En ons totale verlossing vind. Wat Christus gedoen het. Wat hy steeds doen. Partykeer bely ons teoreties Christus alleen. Maar prakties as ons dink en leef, dan sit Christus plus al my goeie werkies. Almal moet daarvan weet. Almal moet dit hoor. Christus plus al my goeie kwaliteite. Ons trek 'n streep, broeders en susters, deur Christus. As hy nie ook al hoe meer in ons gestalte vind nie. Oppas, want ons lewe draai dikwels net om onsself. As iemand na ons huislike lewe kyk of na ons huwelik, waaroor gaan dit? Vertoon dit regtig Christus? Wie van ons kan eerlik sê, of ek eet en of ek drink, of ek studeer, of ek werk, ek leef ter wille van Christus. Wat ek doen, doen ek om hom te verheerlik. Om hom groot te maak uit loutere dankbaarheid vir die verlossing wat ek in hom het.
Paulus roep deur die Galasiërbrief, broeders en susters, vir my en jou, om in ons belydenis, maar ook met ons lewe, Christus alleen te leef en te verkondig. Christus alleen. So wil die Heilige Gees ook vanoggend ons weer oproep om in hom ons alles te hê. Hy het nie verniet gesterf nie, my liewe broeder en suster. Hy het nie verniet vir my en jou opgestaan om aan ons die lewe te gee nie. Jesus Christus is ons lewe. Hy is ons alles. Mag ons daarom bely, mag ons leef. Christus alleen. Amen. Kom ons sing lied 428 daarvan die 4de vers en daarna kan u bly sit vir die bevestiging van ouderlinge. Ons is bevoorreg, broeders en susters, om vanoggend hele klompie ouderlinge te bevestig. En kom ons hoor net hoekom roep die Here hulle? Waarvoor wil hy hulle in sy gemeente gebruik? Ek lees vir ons die formulier vir hulle bevestiging. U weet hoe ons nou verskillende male die name afgekondig het van ons medebroeders wat as ouderlinge van hierdie gemeente gekies is, ten einde te verneem of iemand iets het waarom hulle nie in hulle ambt bevestig mag word nie. Aangesien niemand enige wettige beswaar teen hulle voorgelê het nie, sal ons hulle nou in die naam van die Here in hulle ambt bevestig. Vir die doel moet u broeders wat bevestig word, maar ook ons wat vanoggend hier is, uit die woord van die Here hoor, iets oor die instelling en die amptswerk van die ouderlinge. 'n Ouderling is iemand wat die diens van regering in die gemeente van Christus beoefen. Ouderlinge of opsieners het deurgangs in die apostoliese kerk die gemeente met die woord van God geregeer en versorg volgens die gawes wat die Heilige Gees gegee het. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus tot opbouing van die liggaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle nodig het. As ouderlinge, geliefde broeders, word hy geroep om die gemeente te regeer en te versorg. Hierdie diens word nie net aan 1 of 2 toevertrou nie, maar aan al die ouderlinge saam, wat onder leiding van en saam met die bedienaars van die woord die kerkraad vorm. Om die diens behoorlik te kan uitoefen, is dit nodig dat die ouderlinge die woord van God deeglik ondersoek en hulle in die rykdom van die evangelie verdiep.
Die opdrag as ouderlinge is dus die volgende. Jy moet toesien dat alles in die kerk behoorlik volgens goeie orde plaasvind, dat die woord en sakramente gereeld en suiwer bedien word, en dat die sakramente heilig gehou word. Jy moet daarop let dat die bedienaars van die woord, die ouderlinge en die diakens getrou en deeglik hulle goddelike opdragte uitvoer, en jy moet die bedienaars van die woord met goeie raad bystaan. Jy moet sorgvuldig let op die leer en lewe van elke lidmaat, en alle Christene met raad en troos ondersteun. Teen die lidmate wat hulle nie bekeer nie en hulle sondes voortlewe, moet met die kerklike vermaning en tug opgetree word, en die wat berou het, moet weer in die gemeenskap van die kerk ontvang word. Jy moet veral oor die leer en wandel van die bedienaars van die woord toesig hou, sodat alles tot opbouing van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word. Jy moet ook die afvalliges en die heidene tot bekering en geloof in Jesus Christus roep, want so vergader Christus sy kerk. Ek gaan nou vra dat die broeders wat die roeping van die Here aanvaar het as ouderlinge, of u asseblief hiervoor net kan kom staan, asseblief. Nou broeders, julle het gehoor waartoe die Here julle geroep het. En ons vra julle om opreg op die volgende vrae te antwoord. Is jy in jou hart daarvan oortuig dat jy wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is? Glo jy dat die Heilige Skrif die woord van God is en dat dit die volmaakte leer van die saligheid bevat? En verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof jy om jou goddelike opdrag getrou en met ywer ooreenkomstig hierdie leer uit te voer en volgens hierdie leer te lewe? Beloof jy om jou aan die kerklike vermaning en tug te onderwerp as jy miskien in leer of lewe afwyk? Ek gaan jy nou vra om hierop te antwoord. In die eerste plek Henk Hartman. Skalk van Sail, Andrei Dan, Jan Hendrik van Wyk, Christy Botha, Andries Cronje. Dan vanoggend, hy kan nie hier wees, ons sal hom later bevestig, ook Martin Jacobs. Dus mag die alvermoënde God wat julle tot hierdie diens geroep het, mag die Here julle vasgryp en vashou in hierdie werk, sodat julle hierdie werk ook getrou kan doen en vrugbaar kan wees daarin. Wees dan ouderlinge ywerig in die gemeente, in die regering van die gemeente. Wees soos wagters oor die huis van God, vermaan en vertroos elkeen as 'n behoeftig. Gee daarop ag dat die leer suiwer gehou word en dat die gemeente vroom lewe. Wees getrou in die diens en wees goeie voorgangers vir die hele gemeente. So sal jy vir jouself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in jou geloof in Christus verkry en na hierdie lewe in die vreugde van jou Here ingaan. En die geliefde gemeente, ontvang hierdie manne as dienaars, want dis wat hulle is, dienaars van God. Stel die gewillig onder hulle toesig en regering, want hulle waak oor u lewe en sal eendag daarvan rekenskap moet gee. En dink aan hulle en bid vir hulle dag na dag, veral in hierdie tye waarin ons lewe. Kom ons bid saam en dan dra ons hulle aan die Here op. Ons Hemelse Vader, ons dank U dat U hierdie broeders deur U Gees gelei het om die roeping op te volg.
Ons bid U gee deur U Gees steeds aan hulle die gawes wat hulle nodig het om hierdie diens te verrig. Skenk aan hulle wysheid, skranderheid, onderskeidingsvermoë. Skenk aan hulle liefde. Verleen hulle die genade om getrou in die diens te volhard en nie deur teleurstelling, deur moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap nie. En seën die Here ons as gemeente waaroor U hulle gestel het. Maak ons gewillig om ons aan hulle vermaaninge te onderwerp, omdat ons hulle eer terwyl hulle van hulle roeping. Laat so U heilige naam geëer word. En laat so die ryk van U Seun Christus kom. Verhoor ons, o Vader. Dit bid ons om Christus ontwil. Amen. Ek gaan nou vra dat die broeders omdraai. Asseblief kyk na die gemeente en dan gaan ek vir u vra, kom ons staan en dan sing ons hulle toe die onmisbare seën van die Here. Psalm 134 vers 4, bladsy 653, waarin ons hulle ook aan die Here opdra. Kom ons staan. Baie dankie, julle kan gaan sit, hoor. Ons liefdegawes vandag, broeders en susters, is vir die instandhouding van die erediens, as ook vir die kinderhuise in ons kerkverband, die een in Reddersburg en die ander een in Pretoria, beide van hulle waar daar groot nood is. Kom ons sing ten slotte saam Skrifbreiding 1:6, daarvan vers 1 en 3 en daarna ontvang ons die seën van die Here.
Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Ons het net enkele belangrike afkondigings, broeders en susters, net 'n oomblik. Beroep na ons gemeente verlede Sondag, dominee Jaco Linde, en ons vra groot asseblief dat u aan hom en sy gesin sal dink ook in hierdie tyd. Eerskomende Saterdag is Kermistyd weer vir Bellville Oos. Jy sal onthou hoe lekker dit was verlede jaar. Kyk waar jy kan help, waar jy 'n bydrae kan maak, waar jy kan bykom om net lekker saam te werk en dit 'n heerlike dag vir almal saam te maak. Eerskomende Vrydagmiddag het Huis Boland ook 'n mini kermis. Dit is vanaf 5:00 Vrydagmiddag. Dan vandag herdenk ons die kerkhervorming. En daarom het ons vanaand, broeders en susters, 'n gesamentlike erediens saam met ons buurgemeente Bellville. Hulle kom hierheen. Kom ons ontvang hulle hier by ons. Vanaand in ons herdenk saam met mekaar die sorg van die Here oor sy kerk, sy bewaring van sy kerk. Vanaand 6:00 normale tyd saam met Bellville, en na die tyd gaan ons ook saam lekker gesellig verkeer. In die verlede was dit baie aangenaam, vanaand gaan dit weer so wees, kom gerus. Dan, ons het 'n spannetjie gehad, laerskoolkinders, wat aan die Bybel vasvra deelgeneem. Hierdie kinders het nasionaal gaan deelneem, en 'n 6de plek verower. Ons kan vir hulle 'n groot hande. Dit is eintlik aangrypend dat ons jong kinders deelneem teen graad 7 kinders ensovoorts en nasionaal 'n 6de plek verower. Ons sê vir hulle baie geluk en ons is baie dankbaar. En dan vra die koster het nogal die gewoonte om bietjie op haar knieë te kom, om soms 'n guns te vra. Sy vra mooi, almal wat in die saal sit, of julle nie net die stoele daar teen die muur kan pak nie. Dit maak dit vir haar makliker, hier's 'n begrafnis hierdie week, is die kermis wat kom. Die van die wat in die kerkgebou sit, gaan help gerus, kom ons pak net die stoele daar, en so help ons vir Elfriede. Baie dankie.